Michael, hoe lyk hy? Sy reg die klank sit vir my net hierdie lig aan, Michael, asseblief. Sal baie waardeer, dan kan ek sien. Baie welkom by ons diens. Glo die Here gaan ons seën die lekker, dit lyk of dit 'n lekker dag gaan wees, né? Heerlike, lekker warm dag wat vir ons voorlê. Dis nie 'n koue wind wat waai nie, dit was eintlik lekker vanmôre om buite te kom. Kom ons sit net so en ons vertrou die Here dat hy ons harte voorberei vir vanmôre se woord. Here, dankie dat ons vanmôre kon opstaan en hierna toe kom om saam met U en ons mede-pelgrims onder die geklank van U woord te sit sodat U in ons harte kan inbou meer van U self. Dankie dat U ons so lief het, dat U U seun vir ons gegee het en dat U vir ons alles gegee het wat ons nodig het om tot by U te kom en tot by die Godstad te kom. Dankie dat U sê ek sal die werk voltooi wat ek in julle begin het. Here, ons kom nederig voor U staan vanmôre en ons sê vir U dankie want ons weet U is alles en ons is niks. U het alles, ons het niks. In hierdie verhouding tussen ons en U kan ons niks na die tafel toe bring nie. Here, ons is net bedelaars wat brood soek. Maar U het ons so oneindig lief dat U U eie seun vir ons gegee het. Sal U ook vanmôre tot ons harte spreek. En sal U ook vanmôre ons geestelik kom opbou. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is in ons midde, hulle wat U aanraking nodig het. Here, ons bid steeds vir Irene. Ons bid steeds vir van ons ander mense wat U aanraking nodig het. Here, dat U sal ingryp en sal help en sal genees. Dankie dat ons hierdie voor U voete kan neerlê. En Here, dankie vir U heerlike en heilige teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons stilgestaan in Jeremia hoofstuk 1 en ons het gekyk na die roeping van die jong profeet Jeremia. En ons het gesien dat God getrou is, dat hy waarlik en persoonlik sy knegte roep en dat hy hulle toerus en dat hy hulle dra tot aan die einde. Vandag begin ons met hoofstuk 2. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is God bestraf Israel. In die King James is die opskrif Israel forsakes the Lord. Ek gee aan hierdie hoofstuk die tema Broken Cisterns. Nou vriende, kom ons lees net in die woord van die Here hoe dat God sy heimwee verwoord wanneer hy eintlik maar deur sy knegt Jeremia sê, julle was in 'n kosbare verhouding met my, maar julle het my verlaat. Kom ons blaai na Jeremia hoofstuk 2 en dan lees ons die eerste 3 verse daar saam en dan sal ons deur die hoofstuk werk. God sê aan Jeremia om vir die volk te sê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn in 'n onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Almal wat hom opeet sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Vriende, soos die bruidegom van 'n vrou wat ontrou geword het, dink God terug aan die vreugde en die heerlikheid van hulle eerste huweliksjare in hakkies, toe sy volk hom gevolg en gehoorsaam het, toe hulle verlustig het in sy wet en in sy woord, toe hulle sy heilige teenwoordigheid en sy seën geniet het. Hulle was nie volmaak nie. Tydens die reis deur die woestyn het hulle by tye gerebelleer en het verval in ongeloof en God het hulle woestynervaring verleng tot 40 jaar.
as gevolg hiervan, hulle opstand en hulle ongeloof. Maar oor die algemeen was hulle getrou aan God, eerbiedig in hulle afhanklike verhouding met hom. Maar nou, in die profeet Jeremia se dag, was daar niks daarvan oor nie. Hulle het hierdie lankal vergeet. Wat God alles vir hulle gedoen het, hoe hy hulle versorg het, hoe hy hulle deurgedra het, hulle het alles van hierdie vergeet. Daar was geen toewyding meer in hulle harte aan die Here van die hemel nie. Maar God het nie vergeet nie. Jy sien vriende, die volk van God het nog nooit regtig besef hoe spesiaal hulle vir God is nie. En in vers 3 se eerste deel vind ons hierdie woorde, waar God vir sy volk sê, Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. En dit verwys terug na Levitikus 11 vers 44 tot 45, waar God hierdie volk eenkant gesit het vir homself, afgesonder van die res van die nasies, om te lewe heeltemal anders as die nasies om hulle. Kom ons lees dit saam. Levitikus 11 vers 44. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongediertes wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. En in die woestyn en in hulle eerste jare in die beloofde land het hulle dit grootliks eerbiedig. Hulle het niks te doen gehad met die afgode van die Egipte of die Kanaaniete nie. Die voorval by Sinaï, toe Moses op die berg was en hulle vir Aaron gevra het om vir hulle die goue kalf te maak, was die uitsondering. En God het hulle hart geslaan daar. En hulle het hulle bekeer tot hom en hulle het hom eerbiedig en hulle het geluister. En vir die res van die pad het hulle wat dit aanbetref aan God gehoorsaam gebly. Die mure van Jerigo het geval en so ook die ander stede van die beloofde land het God vir hulle gegee. Want God het sy volk eenkant gesit sodat hy hulle kan gebruik. En hulle was vir hom heilig. So kosbaar was hulle vir hom, dat hy aan hulle beskerming gegee het. En daarom waarsku hy ook in hierdie vers, dat almal wat teen Israel draai met hom te doen sal kry. Almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Maar nou, in Jeremia se dag, was hulle ver van God weggedwaal. Nou het hulle God verraai. Hulle het nie net ontrou geword en ongehoorsaam en 'n bietjie laks nie. Hulle het God verraai en hulle het hulle self ontheilig. En hulle het dit in so 'n mate gedoen dat God geen ander keuse gehad het as om die nasies om hulle op te stel nie. In vers 4 tot 8 hoor 'n mens die verbasing van God se kant af oor hierdie optrede, hierdie gesindheid van sy volk. Kom ons lees dit saam. Hoor die woord van die Here, huis van Jakob, en alle geslagte van die huis van Israel. So sê die Here, watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk en agter nietige afgode aangeloop het en self nietig geword het. En hulle het nie gesê, waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, en in 'n land van wildernis en kuile, in 'n land van droogte en doodskadewee, in 'n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie. En ek het julle gebring in 'n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet. Maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis 'n gruwel gemaak. Die priesters het nie gesê, waar is die Here nie, en die wat die wet handhaaf het my nie geken nie, en die vorste het teen my oortree, en die profete het geprofeteer deur Baal, en agter dinge aangeloop, wat geen voordeel bring nie. Soos 'n bruidegom, wat deur sy vrou verlaat is vir 'n ander man, vra God die vraag aan hierdie volk, watter onreg het julle in my gevind? Waar het ek julle dan tekort geskiet? Waar het ek julle gefaal? Waar was ek nie genoeg vir julle nie? Julle het my gelos vir nietige afgode en nou het julle self nietig geword.
Hulle het dit wat waardeloos is nagejaag en het nou self waardeloos geword. En niemand in daardie dag het meer gevra, waar is die Here nie? By uitsondering natuurlik van profete soos Jeremia en Jesaja en Amos en Habakuk ensovoorts. Maar die res van die bevolking het nie gevra, waar is die Here nie? Waar is hy wat met ons was in Egipte land, wat ons laat optrek het uit daardie land en ons deur 'n droë dorre woestyn laat trek het vir 40 jaar sonder dat die skoene van ons voete verslyt en die klere aan ons liggaam stikkend gegaan het, wat vir ons water gegee het en kwartels en manna elke dag. Waar is die Here? Niemand het meer hierdie vraag gevra nie. God sê niemand dink meer daaraan nie. Niemand het meer gedink aan daardie tyd waarin ek en julle so naby aan mekaar was in die woestyn nie. Ek het julle in 'n land van oorvloed ingebring, my land wat ek vir julle voorberei het, en julle het my land verontreinig en van dit 'n gruwel gemaak. En julle aan die voorpunt hiervan was soos gewoonlik, soos ons by al die ander profete al gesien het, die priesters, die valse profete en die konings. Vers 8, die priesters het nie gesê, waar is die Here nie? Hulle het nie die wet gehandhaaf nie, hulle het my nie geken nie. Die vorste het teen my oortree, en die profete het geprofeteer deur Baal en agter dinge aangeloop, wat geen voordeel bring nie. In vers 9 tot 11 beskryf Jeremia die verskriklike sonde van God se volk. Vers 9, daarom sal ek nog met julle twis, spreek die Here, en met julle kinders sal ek twis, want gaan oor na die eilande van die Keteërs en kyk, en stuur na Kedar, en gee daar goed ag op, en kyk of so iets gebeur het. Of 'n nasie sy gode verruil wat nie eers gode is nie, maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Verbaas julle hieroor, o hemele, en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek die Here. Nie eers die nasie, sê God, wat dooie afgode aanbid, het al weggedraai van hulle dooie afgode nie, maar julle het weggedraai van my af. Die Keteërs was 'n eilandnasie op die verste westelike punt van Juda se wat hulle van sou geweet het in daardie tyd. Kedar was 'n woonplek van 'n woestynvolk, die verste punt oos van Israel waarvan hulle sou geweet het in daardie dag. En God sê eintlik hier vir hulle, hy sê, vra van die ooste tot by die weste, so ver as wat julle van weet, of daar al ooit 'n volk was wat sy gode verlaat het. Nee, dis ongehoord, maar julle het my verlaat. En dis net skokkend. En dis hoekom die Here in vers 12 sê, verbaas julle hieroor, o hemele, en huiwer, en verstyf heeltemal van skrik. Dit is net ongelooflik dat hulle so iets eers kon oorweeg. En hulle het. En hulle het dit gedoen. Wat was die kern van hulle sonde? Wat was die toppunt van hulle dwaasheid? Ons vind dit in hierdie vers, maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie. Die woord heerlikheid in die Hebreëus het dra die betekenis van iets wat gewig gee, of eer gee, en of, jy kan dit interwisselend gebruik, gewig en eer. Heerlikheid beteken, dit bring gewig, dit bring 'n soort gewigtigheid saam met dit. My volk het my, wat van hulle 'n gewigtige volk gemaak het, en aan hulle eer gegee het hulle verlaat, en nou is hulle lig en sonder eer, en ook van hulle sou God kon sê, meni tekel ufarsin, julle is geweeg en te lig gevind. Vriende, wat gee aan 'n mens se lewe gewigtigheid?
Kom ons dink vanmôre 'n bietjie daaroor. Wat gee aan 'n mens se lewe gewigtigheid? Aan 'n gesin, wat gee aan 'n gesin gewigtigheid? Aan 'n volk, aan 'n land? Wat maak dat sekere volke ver bo hulle gewigsklas kan boks? Soos Israel byvoorbeeld. En die FSA vir baie jare was hulle nie 'n supermoondheid nie en toe het hulle 'n supermoondheid geword. Hoekom? Waarom is hulle so gewigtig gewees? Die heerlikheid en teenwoordigheid van die Here. Dis al. Dit is hy en sy teenwoordigheid in 'n mens se lewe wat gewigtigheid bring en eer bring en wat maak dat jy kan doen en lewe soos geen ander mens kan lewe nie. Dis sy teenwoordigheid wat 'n gesin, 'n gewigtige gesin in 'n samelewing maak. Maar wanneer hy verruil word vir ander dinge, dan is alles skielik oppervlakkig en sonder betekenis. Alles is skielik lig en rigtingloos. My volk het hulle heerlikheid verruil vir wat geen voordeel kan bring nie. Absolute tragiese woorde, tragies tot in die oortreffende trap. Hulle was veronderstel om die uitverkore volk van God te wees, wat sy lig in daardie deel van die wêreld moes dra, en uiteindelik vir die res van die wêreld moet wys hoe dit is om in 'n verhouding met die lewende God te wees. Hulle was die gewigtigste nasie in die wêreld op daardie stadium, want God was met hulle. Die rookkolom, die wolkkolom, sy teenwoordigheid in die tabernakel, die ark van God was in hulle midde. Niks en niemand kon hulle stop nie. En hulle verruil dit vir afgode. Tragies ook die werklikheid, en ek het hieroor gesit en dink, en wat ek nou gaan sê ek met respek. Maar tragies is ook die werklikheid dat die meeste van ons Afrikaner mense die heerlikheid van God se teenwoordigheid in hulle lewens verruil het vir dit wat betekenisloos is. Ook ons as 'n volk het die teenwoordigheid van die Here verruil vir dit wat absoluut nikszeggend waardeloos is. Almal wil deesdae wildsplase hê en dierbakkies en bankrekeninge vol geld. Almal jaag sport en sukses en posisies en titels en eer. Maar die kerke is leeg en die Afrikaners is in geestelike duisternis. Ons is leeg want dit waarmee ons besig hou is waardeloos. As dit nie so was nie, sê vir my, waarom het ons 'n drankprobleem in ons kultuur? Waarom? Waarom moet alles deesdae in ons Afrikaner kultuur dop insluit? Kom ons praat, kom ons gesels vanmôre. Waarom? Kom ons dink hieroor. Kom ons dink soos groot mense en ons redeneer en ons kyk na ons eie kultuur deur die oë van God. Waarom kan niks in ons kultuur meer plaasvind sonder dat daar iewerster drank moet wees nie? Waarom kan mense nie net meer kuier en hulle self geniet nie? Nie eers die heiligheid van die huwelik tussen 'n jong man en 'n jong vrou is vrygestel van hierdie bose ewel nie. Baie jong mans kan die oggend na hulle bruilof nie eers onthou wat die vorige aand gebeur het nie, want hulle was te gesuip. Dis 'n tragedie. En die ergste vir my is dat ons jong meisies, ons jong vroue hierdie tipe van disrespek tolereer. Waar is die jong vroue van ons volk wat vir 'n jong man sê, luister, as jy saam met my wil lewe, as jy met my getroud wil wees, dan sal jy nugter wees, jy sal 'n ordentlike werk hê, en jy sal vir my en ons kinders sorg, en jy sal God saam met my dien.
Maar nee, ons gaan maar saam met die hele vrot spul. Dis net vir my skokkend. Waarom het sterk drank ons meester geword? In ons kultuur. Waarom het geld en sport ons afgode geword? Weet jy hoekom? Want ons is lig en leeg en ons weet dit. Die gewigtigheid wat deel was van die Afrikaner mense, die teenwoordigheid en die heerlikheid van God, is weg. Is weg. Ook ons het die heerlikheid van die Here verruil vir dit wat waardeloos is, net soos Juda in die dag van Jeremia. Dink weer saam met my terug. Daar was 'n tyd in ons kultuur dat kerkdienste op 'n Sondagoggend getrou en met respek en eerbied bygewoon was deur ons mense. Mense het vir nagmaal van heinde en verre gekom en saamgetrek om nagmaal te hou saam met mekaar en die Here te aanbid. Is dit nie waar nie? In die aand om die tafel was daar die woord gelees en die dag was afgesluit met gebed en drankgebruik was beperk tot die kroë en die hotelle in die groot stede. Nie onder ons Afrikaner boere mense nie. En vandag kan ons dit nog steeds sê? Nee, ons kan nie. Jy sien, ons het dieselfde pad gestap as wat Juda gestap het. Jeremia gaan voort en hy bou hierdie waarheid verder uit. Kyk na vers 13. Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. En hier, vriende, hier bevestig God deur sy profeet dat hy die enigste werklike bron van lewe en vreugde is. God noem homself in hierdie vers in Jeremia 2 die fontein van lewende water. En 'n term wat ons Heiland weer gebruik in die Nuwe Testament in Johannes 4 by die put in Samaria, wanneer hy vir die vrou sê, vers 13 en 14, elkeen wat van hierdie water van die put drink, mevrou, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. 'n Fontein wat opspring. Water is lewe. En waar daar nie water is nie, is daar geen lewe moontlik nie. In die antieke Midde-Ooste, die area van Juda, Jerusalem, daardie hele gebied, wat 'n baie droë en woestynagtige streek is hierdie waarheid en hierdie werklikheid nog meer belangrik as byvoorbeeld hier by ons. En die fontein van lewende water waarna God hier verwys, is 'n baie spesifieke tipe fontein, vriende. Dit is 'n sogenaamde wat ons geoloë vandag sal noem 'n artesiese fontein. Nou 'n artesiese fontein ontstaan wanneer water vasgedruk word tussen rotsplate en of rots- en kleiplate en die water ondergronds kom onder sulke hoë druk dat dit iewers 'n opening soek. En dan kry dit 'n swak plek in die geologiese struktuur en dan begin dit eenvoudig uitloop, dit borrel op. Dit kom net uit en dit hou net aan uitkom. Die sogenaamde oog waarvan die ou mense gepraat het. Water wat natuurlik uit die grond opborrel sonder enige menslike toedoen en wat belangrik is van hierdie tipe fonteine is hulle hou eintlik nooit op vloei nie. Nie eers as daar vir jare reën was, hulle hou aan loop. En hierdie tipe waterbron, omdat dit uit die diep rotsagtige dele van die aarde opkom, is geweldig suiwer en hoog in minerale. Baie gesonde water. Baie skoon, baie suiwer. Samelewings en stede het om hierdie tipe van bronne in die Midde-Ooste gevorm.
oorloë is geveg vir hierdie tipe waterbronne in droë streke, want water is lewe. En die wonderlike ding van die artesiese fontein is dit, die water kom na jou toe. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef nie 'n boorgat te boor nie, jy hoef nie 'n put te grawe nie, jy hoef nie ver te loop nie, dit kom eenvoudig na jou toe. En dikwels het hulle hierdie tipe waterbronne deur kanale tot binne in dorpe en stede gebring, sodat mense in die middel van die dorp kon vars, skoon, mineraalryke, lewende water kry om jou kos te maak en te was en so voort. Die Romeine was veral goed daarin om hierdie tipe van waterbronne te benut met hulle sogenaamde aqueducts. Hulle kon water oor geweldige afstande laat vloei vanuit hierdie tipe bron. Die plaas daar waar ons mannekamp-terrein is, die van julle wat al daar was sal weet, teen die een hang is daar so artesiese oog, so 'n fontein. Destyds toe ons met die kampterreintjie daar begin het, het ek met hom Kobie gepraat oor die water daar, en hy het vir my gesê, hy sal my 'n fontein gaan wys, wat in sy woorde in 40 jaar nog nooit opgehou loop het nie. Selfs al was dit droog vir 2-3 jaar, daai fontein het aanhou loop. En ons het gegaan en ons het die fonteintjie gekry daar bo teen die hang, en ons het 'n stainless steel plaat gebuig en hom so geblok, en ons het 'n gaatjie in hom gemaak, en ons het 'n pyp gekoppel, en vriende, jy kan nou soontoe ry, die water loop. Dit hou nie op loop nie. Hier is die ouens wat al daar was, vra hulle, dit kom na ons toe. Ons moes net die kanaaltjie aanlê, ons moes net die pype aanlê, dit kom na die tank toe, en ons het die heeltyd skoon, lieflike drinkwater. Waar hierdie tipe bron nie is nie, is watervoorsiening harde werk en onbetroubaar. Putte moet gegrawe word, dikwels baie diep. Die mense waar hierdie tipe bronne nie was nie, het reënbakke gekap uit klip en hulle het houers gemaak om reënwater en dou op te vang. Maar hierdie reënbakke het in elk geval in tyd begin bars en breek en kraak en die water het weer uitgeloop. En die ander probleem met staande water, soos ons almal weet, is die muskiete lê larwe eiers, en dis nie lank nie en staande water begin vrotwater word. Dooie water. Onbruikbaar vir mens en dier. En dit, vriende, was die dwaasheid van God se mense. Hulle het hierdie lopende fontein met lewe gelos vir bakke wat hulle self moes kap vir vrot dooie water. Dis presies wat hulle gedoen het. En dis die beeld wat God en Jeremia vir hulle voorhou en sê, kyk wat het julle gedoen. Die kommentaarskrywer Meyer skryf die volgende, hy sê, wanneer water gestoor word in waterhouers, hou dit op om lewende water te wees. Dit word staande water en die agteruitgang van die water begin. Die mens kan ook nooit waterhouers bou wat vir altyd hou nie. Hulle breek en bars in tyd. Ons moet by die lewende stroom bly of ons sal vergaan. Hy skryf verder. Hy sê ons verlaat God wat alleen die dors van die menslike siel kan les, wat alleen die hart kan vervul en begin dan om met groot moeite en harde arbeid reënbakke te kap. Reënbakke van goud en silwer. Reënbakke van pragtige huise en menslike eer. En ons bou groot reputasie op. Reënbakke van goeie dade en menslike wysheid. En ons dink dat ons uit hierdie reënbakke genoeg water sal kry vir 'n leeftyd. Maar, sê hy, op die beste is hierdie waterbakke brak en sonder lewe en warm deur die hitte van die dag. Met ander woorde, dit is op sy beste teleurstellend.
En dit presies, vriende, is wat ons as 'n volk ook doen. Ons stap presies hierdie selfde pad. Wat is die gewig en eer wat ons as 'n volk nodig het, wat aan ons gewigtigheid gegee het in die verlede? Die teenwoordigheid van die Here. Hy is ons eer. Hy gee aan ons lewens gewig, rigting en betekenis, want in ons harte het hy die ewigheidsdimensie gesit, wat aan ons ewige wesens maak, wat op pad is na 'n ewigheid toe. En wanneer ons hierdie ewige dimensie in ons lewe begin verstaan en begin koester, en met God te pad te begin stap en te verstaan en te erken dat hierdie lewe gaan nie net oor hierdie nie, waar ek ry, wat ek ry, waar ek bly en wat ek kry nie. Dit gaan oor die ewigheid wat op pad is. Dan begin ons lewens vir die eerste keer rigting kry. Wat is die lewende water wat ons as 'n volk nodig het? Die lewende God self. Hy wat ons dors waarlik les. Hy wat ware lewe gee en kan vervul. Maar wat het ons as 'n volk gedoen? Ons het lankal God verlaat en ons rug op hom gedraai. As jy dink ek praat nonsens, ek vra die volgende vraag, dink weer saam met my daaroor. Hoeveel Afrikaner mense ken jy vanmôre wat werklik God liefhet en 'n pad van heiligheid met hom loop? Ek het die vraag al van tevore gevra. Wat werklik oorgegee aan God lewe. Wat werklik tot beskikking van God is as 'n heilige instrument in sy hand. Nie predikante nie, nie sendelinge nie, gewone Afrikaner mans en vrouens, huisgesinne wat toegewy is aan God, wie se kinders toegewy is aan God, wat God dien met hulle hele hart. Hoeveel Afrikaner mense ken jy wat vandag nog so lewe? Hoeveel van ons mense, my tweede vraag, sit op 'n Sondagoggend in 'n diens iewers in 'n kerk, omdat hulle werklik na God dors en hom werklik wil dien en werklik na hom soek. Nie om gewete te sis of mense te beïndruk en maar 'n diens by te woon, want ons moet dit nou mos maar doen nie. Regtig die Here soek. Hoeveel van ons Afrikaner mense op 'n Sondagoggend sit in 'n diens omdat hulle regtig die Here soek? Dink saam met my daaroor. Ons het geestelik verval en dis tyd dat ons dit begin erken. En die simptome van ons geestelike verval as 'n volk is voor die hand liggend en duidelik en skreiend sigbaar. Sportstadions is vol en die kerke is leeg. Ons huwelike vaar nie goed nie, want die huweliksbed word nie geëerbiedig nie. Ons respekteer nie die huweliksbed nie. Ons jong mense bly saam. Hulle is vroeg al seksueel aktief. Daar's nie respek vir God se wet meer nie, vir God se orde en God se manier van doen nie. Soos ek nou gesê het, ons het 'n ernstige drankprobleem in ons kultuur ontwikkel. Ons het 'n probleem. Omtrent alles gaan met drank en 'n gedrinkery gepaard, met al die ewels wat daaruit voortvloei. Ons studente op universiteit drink hulle self dronk, asof daar niks meer verkeerd is nie. Terwyl die woord van die Here sê, geen dronkaard sal in die hemel inkom nie. My broer se seun bring dit verlede week onder my aandag dat een van ons groot rugby spelers nou die gesig van aanlyn dobbelary is. Ek gaan nie name noem nie. Die helde van ons jong seuns lei hulle in die arms van die geluksgodin in. En die begeerte van ons jong seuns is nie meer om God te volg en om gehoorsaam te wees en om heilige manne van God te word nie. Al wat hulle wil word is soos hierdie sporthelde wat 'n
totale vorm van afgoderry in Suid-Afrika geword het. Dis al wat hulle wil hê. Hoeveel van ons jong mense op skool, laer en hoërskool soek nog die Here? Bitter min. Hoekom? Want die ouers in die ouerhuise soek nie meer die Here nie. Gesels gerus met onderwysers en onderwyseresse. Verlede week in Klerksdorp in die Jagveld lekker gesit met 'n ou wat by skole betrokke is, lekker gesit en gesels. En dan vertel hy jou wat by die monde van die kinders uitkom wat in die ouerhuise aangaan. Jy sal jou hande saamslaan. As jy jou hande saamslaan, Afrikaner mense. Ook ons as 'n volk het die heerlikheid van die Here se heilige teenwoordigheid in ons lewens en in ons huise verruil vir dit wat totaal waardeloos is. Vir dit wat geen ware voordeel op die ewigheid kan bring nie. Ons is lig en ons weet dit. Ons is leeg en ons weet dit. Ons is onvervuld en ons weet dit, want ons lewe nie meer by die fontein van lewende water nie. En daarom is ons mense geestelik verhonger en dors en stikkend. En hierdie wat ek nou oor gepraat het, is net simptome. Die drinkery van ons mense is net 'n simptoom. Die geldjaag van ons mense is net 'n simptoom. Die sportmaal van ons mense is net 'n simptoom. En asseblief, moet nou nie dink ek steun sport nie. Vriende, ek is nie teen sport nie. Ek steun die aanbid en afgoderry van sport. Die seksuele onreinheid van ons mense is maar net 'n simptoom van 'n veel groter probleem. Ons het die heerlikheid van die Here se teenwoordigheid by ons verruil vir dit wat totaal waardeloos is. Ons het die fontein van lewende water verlaat en ons drink brak en dooie water en daarom bly ons as 'n volk dors. En daarom jaag almal nou agter geld en al die ander goeders aan. Asof dit ons dors sal wees. Vriende, ek verwag nie dat die Afrikaner mense in hulle duisende sal terugdraai na God toe nie. Ek dink ons is reeds te ver heen. En ek klink miskien negatief vanmôre, maar ek dink ek probeer realisties wees. Die groot afval het al reeds stadig begin en die liefde van die meeste van ons mense het reeds verkoel. Ons mense het die teenswoordige wêreld lief gekry. En dis jammer. Die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oë. Maar ek weet dat daar hier en daar iemand sal wees wat wel na God toe sal draai. Dat daar wel mense sal wees wat na hierdie boodskap luister en wat sal besef dat God die enigste bron van lewe is en dat dit hy is wat aan ons lewens betekenis en gewigtigheid gee en dat hy die enigste een is wat die fontein van lewende water is. En dis vir daardie persone wat ek hierdie boodskap vanmôre bring en met wie ek wil praat. En hulle sal waarskynlik later op ons kanaal na hierdie boodskap luister. En dis met jou wat ek praat. Indien jy daardie roepstem van God hoor en jy weet jy's lig en jy's leeg want jy het God verlaat of jy het God nog nooit aangeroep in jou lewe nie, vandag is die dag. Nou is die tyd van heil. Wil jy nie vandag na hom toe draai en voor hom kom bely nie? Bekeer jou. Hierdie is wat ons moet doen. Bekeer jou, bely jou sonde. Vra hom om aan jou die geskenk van wedergeboorte te gee en jou geestelik lewend te maak. Bely voor hom en voor mense dat hy die enigste een is wat gewig en heerlikheid en betekenis in die lewe van 'n mens kan bring. En bely voor hom en voor mense dat hy die enigste fontein van lewende water is. En drink dan diep en aanhoudend uit daardie fontein. Jy sal vind dat jou lewe betekenis kry, dat jou hart vervul sal word met sy vreugde, dat jou dors sal verdwyn en dat jou nag dag sal word. Loof die Here. Kom ons bid saam.
Here, vergewe ons dat ons U somtyds behandel asof U sommer net so eenkant is. Vanmôre wil ek saam met die mense wat saam met my vanmôre in hierdie gebou is kom bely, U is die fontein van lewende water. En U kom na ons toe. U het vir ons kom sterwe. U wil vir ons die lewe gee. Ons hoef niks te doen nie. Ons moet dit net aanvaar. En U dan volg in getrouheid en in gehoorsaamheid en in geloof. Hoe kan ons so dwaas wees, Here? Om dit die grootste gawe van God, die grootste gawe in die heelal te verruil vir dooie water in klipbakke wat ons moet kap met groot moeite en met pyn. Here, sal U ons help om dit te sien en dit te bely en te erken. Here, U is die bron van lewe. U is die enigste een wat vreugde kan bring. U is die een wat ons lewens gewigtig maak en aan ons eer gee, Here. In onsself is daar niks eer in ons nie, Here. Ons leef nie eervolle lewens as sondaars nie, maar U bring eer en gewig en betekenis. En ons dankie daarvoor. Sal U ons vashou? En ons bid, Here, vir hulle wat na die tyd gaan luister. O, Here, asseblief gryp hulle vas. Help ons mense, Here. Ons het U verlaat. Asseblief, Here, praat met ons mense. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.